Dankie, broer Bodes. You may be seated. I'm Julle mag maar always sit. too late. Ek is altyd te laat. Last evening, I Gisteraan, heard ek het vanmôre gehoor by die ontbyt dat ek daardie koortjie gemis het wat aan hierdie kant was wat gesing het en ek het hulle gemis. En ek hoor hulle het nou net daarachter vertel dat die Spaanse koortjie vanaand gesing het en ek het dit gemis. Goed, ek gaan elkeen van hulle opdrag gee dat hulle môremiddag hier moet wees om dit weer oor te sing, sien, sodat ek kan hoor. Ek sê julle, ek hou regtig van sang. Ek bly net reg in gebed tot net 'n paar minute voor ek vertrek en hardloop dan reguit in. Billy, my seun, het my so pas vertel dat 'n dame hom ontmoet het van die sakdoeke wat hulle hier bo gelê het om oor te bid. En miskien die dame wat nou hier sit en luister en hulle het 'n doekie geneem. Nou sê het vir Billy gesien oor 'n gebedskaart of iets en Billy het vir haar gesê hy het niks oorgehad nie of so iets van die aard. Ek het dit nie begryp nie want ek was vinnig op pad in en 'n Spaanse seentjie wat hand geskud het met my daar. En ek dis gesê die dame het sommige van haar geliefdes gehad wat 'n eislike groot vergroeisel in die darmkanaal gehad het. En maandag geopereer sou word. En hulle het hierdie sakdoek geneem en dit op die vrou gelê en sy het haar ondersoek vandag gehad voor haar operasie maandag. Die dokters kan nie een teken daarvan ergens vind nie, dis alles weg. So ons is dankbaar teenoor die Here dat in die wete dat hy steeds gebed verhoor en beantwoord. En nou dink ek net, hierdie is ons laaste aand van hierdie herlewing. Dit het so vinnig gegaan. Ek is regtig uit die diepte van my hart spyt om te vertrek, want dit was net so 'n wonderlike tyd en ek het sulke vryheid gehad. En vanmôre het ons 'n wonderlike tyd gehad by die Christen Sakemanne se ontbyt. Ons het verskillende mense daar gehad, verskillende kerke. En ons het net 'n wonderlike tyd gehad. En ek het daar 'n liewe ou moedertjie van broer Nikkel daar ontmoet wat pas die foto geneem het. Hoe oud is sy, broer Tommy? Net 83 jaar oud. Dis al hoe ouer sy is. So dit was baie. Hier sit sy nou net hier, ja. Ek het jou nie geken nie. Wel, ek sou dieselfde ding sê, Suster Nikkel, net dieselfde. En ek en broer Tommy was al baie saam oor see en ons het beslis baie goeie gemeenskap gehad. Die seentjie klein neefie het my daar buite ontmoet nou die aand, my arms om hom gesit, hy het sy arms om my gesit, hy wou vir sy ouma bid. So dis goed. Dis baie goed. So hier sit ouma hier in die diens vanaand en geniet die seëninge van die Here. Nou môre middag as dit moontlik is, sal ek beslis graag daardie kore wil hoor sing. Ek het daardie gekleurde koor geniet nou die aand hier. Hulle was baie goed. En toe gisteraan het ek gemis, ek het al daai jong dames daar sien sit, maar ek het nie geweet waarvoor hulle was nie en ek het net laat hier gekom en vanaand was ek te laat om die Spaanse koor te hoor. Ek wonder of dit die Gashe groep is van broer Gashe wat, toe ek hier in Phoenix was baie jare gelede eers begin het, was daar ek glo hierdie seun hier, dis sy vader. Ja, hier op die punt, broer Gashe, ja, hy het 'n koor daar oor kan gehad, die Spaanse dametjies wat een of ander soort wit sleiertjies gedra het. Hy het 2 dogters daarin gehad. En hulle het al die pad na Californië toe gekom hier oorkant by Sacramento om in die dienste te sing, glo ek was dit. En ek het hulle baie geniet. Ek het hulle op die broer Gashe wat ek het hulle op 'n plaat. My dogtertjie Sarah, sy kan nie Spaans sê nie. En sy sê, papa, speel daardie plaatjie wat daardie klein spinasie meisie sing. En hulle sing glo net in Spaans, so hulle regtig wanneer hulle om die grammofoon kom, wel die speler, wel, hulle geniet regtig daardie plaat nog steeds. En dit was, ek reken omtrent 12, 14 jaar gelede na dit plaatsgevind het. Ek reken daardie meisies is nou almal getroud en het families. Hulle was toe net jong kinders. Ek wonder wat dit sal wees wanneer ons oorgaan na die ander kant en almal weer kan ontmoet. Sal dit nie wonderlik wees nie? Sien nou regtig uit na daardie tyd, is jou hart? Ek verlang net om dit te sien.
Sometimes I get lonesome for it. Ja meneer, partymaal verlang ek daarna. Ek het nie baie bande hier nie. Ek het 'n familie om voor te sorg en dan 'n seentjie van 4 en 'n dogtertjie van 8. Een wat amper 13 is, 'n jong familie, en dan my grootste band is julle die evangelie vir julle te preek, dan my familie. En nadat God klaar is met my daar wel, wil ek nie hê enige iets moet met my hier anker nie. Ek wil gereed is om een van hierdie oggende weg te vlieg om oor te gaan en die mense aan die ander kant te sien. Waar al my ou vriende en dinge hulle sal ontmoet, dit sal 'n wonderlike tyd wees, sal dit nie? En ek sien net uit daarna, net soos 'n kind met Kersfees verwagtinge wat uitsien na daardie tyd. Nou, net voor ons die woord lees, ek wil graag vanaand 'n bietjie uit die Bybel lees en 'n paar oomblikke met julle praat. En ek het vergeet om vir Billy te sê om gebedskaartjies uit te gee vir vanaand, so ons weet nie net. Ek reken daar is nie gebedskaartjie in die diens nie. Is daar 'n gebedskaartjie hier? Iemand nie. Ons het hulle net almal opgeneem gisteraand, maar egter ons weet nie wat die Heilige Gees ons mag lei om te doen voor daardie tyd kom nie. Ons sal net wag vir daardie tyd. Dan môre middag wil ek hê hy moet 'n paar gebedskaartjies uitgee. En dan veronderstel ek is nie seker nie, maar ek veronderstel vanaand die kerels. My vriend Leo Mercy en Jean Goat, hulle is bandopnames kerels. Hulle neem die bandopnames. En ek sien hulle nie hier rond nie, tensy hulle oorkant agter aan hierdie ander kant hier is. Hulle het ook die boeke en die foto's. Ek het aangekondig ek gaan môre middag oor daardie onderwerp praat, soos die arend haar nes opwek. Maar ek dink hulle verkoop daardie boek met die boodskap daarin soos daardie. Ek weet nie daarvan nie. Dan net wat die Here ook al daarvoor mag lei. Kom ons buig ons hoofde net eerbiediglik stil voor God. Hoeveel wil graag onthou word voor God vir 'n spesiale versoek vanaand? Sal jy dit net bekend maak deur 'n opgeligte hand? Jy weet dit doen iets. Dit wys dat iets in jou hart, jou hand op te steek na God, wat jy weet wat is. Nou, Hemelse Vader, ons dank U met alles wat in ons harte is vir U goedheid en U genade aan ons, om ons lewe te spaar en vir gesondheid en krag, soveel as wat ons het. En ons dank U vir al hierdie hande wat so pas opgelig is. Agter elke hand was 'n hart wat geklop het vir 'n sekere begeerte vir iets. U weet alles van hulle, Here. En ons bid dat hulle daardie versekering gegee sal word, dat hulle dit het voor hulle hierdie gebou verlaat vanaand. Ons daardie soort versekering, Here, dat ons weet dat ons het waarvoor ons gevra het. Want God het beloof om dit vir ons te gee, en dis ons versekering dat hy sy woord vir ons sal hou. Ons dank U vir alles wat U vir ons gedoen het deur hierdie week. Daardie arme, dierbare persoon wat op maandag geopereer moes word, en nou geen operasie nie. Die Heilige Gees het reguit voor die dokters inbeweeg en die vergroeisel uit die darmkanaal wegneem. Hoe dankbaar is ons teenoor U, en hoe groot is U, o Here. Ons bid dat U genade met ons sal wees, soos ons vanaand hier bedien. Mag die Heilige Gees in die harte van die mense ingaan en vergroeisels van sonde en onverskilligheid wegneem. Vergroeisels van twyfel en volmaakte geloof gee. En mag daar so 'n uitstorting van die Heilige Gees wees in hierdie diens vanaand, dat daar nie een swak persoon onder ons sal oorbly wanneer die diens sal afsluit nie. Skenk dit, Here. Ons vra dit in Jesus naam en om sy ontwil. Amen. God se groot operasie om die demoon van daardie vergroeisel uit te haal. God kan 'n operasie doen sonder om 'n litteken te maak. Net volmaak. Hy praat net en dis al wat nodig is en dit gaan. Hoe goed is dit om te weet dat God kan neem en God kan gee.
'n paar maande gelede het ek omtrent die paar harige kam wat ek oorgehad het. My vrou het vir my gesê, Billy, jy's amper bleskop, skat. Ek het gesê, dis reg, maar ek het nie een van hulle verloor nie. Sy het gesê, ek vra jou, sê vir my waar hulle is. Ek het gesê, goed my skat, sê jy vir my waar hulle was voor ek hulle gekry het, en ek sal vir jou sê waar hulle vir my wag om na hulle toe te kom. Presies reg, daar sal nie een van hulle verlore gaan nie. God het so gesê. Maar in die opstanding, die hele ou liggaam wat begin verdor en teruggaan, sal dit uitkom in die nuutheid. Ek wil vir julle iets vra. Jy eet dieselfde soort kos ek eet, jy eet ook wat ons geëet het toe ons 15, 16 jaar oud was. Elke keer wat ons eet, het ons groter en sterker geword, en toe ons omtrent tussen 23 en 25 geword het, gaan ons agteruit, deur die heeltyd dieselfde kos te eet. Waarom is dit dat ons sterf wanneer kos lewe maak? Voedsel ontwikkel bloedselle maak lewe. Elke keer wat jy jou kos eet, sit jy nuwe lewe in jou liggaam. En nou toe ek nuwe lewe daarin gesit het, ek gegroei en groter en sterker geword, tot omtrent 25. En nou sit ek dieselfde soort lewe daarin en word die hele tyd ouer en swakker. Verduidelik dit, laat die wetenskap vir my daardie een vertel. Gooi water in 'n beker en 'n glas en raak al vol, en dan hoe meer jy ingooi en vinniger jy ingooi, ja, raak dit net leeg, geen gat in die glas nie. Sien, dis 'n afspraak wat God gemaak het. Wanneer hy omtrent daardie ouderdom kom, het God gesê, daar is dit, nou kom aan dood, maar jy kan hulle nie neem, totdat ek so sê nie. Met hierdie wete, dat in die opstanding daar nie een ou persoon in die opstanding sal wees nie. Halleluja! Daar sal nie een krepel uitkom in die opstanding nie. Hulle wat krepel was sal uitkom, hulle wat oud was sal uitkom, maar hulle sal jonk wees, hulle sal op hulle beste wees. Klein babatjies wat nie hulle lewe uitgeleef het nie, sal uitgegroei opstaan. Onsterflikheid kan nie groei nie, so jy sal nie jou babatjie in jou arms hou nie. As sy 'n meisie was, sal jy haar as 'n jong vrou sien. As dit 'n man was of 'n seun, sal jy hom as 'n jong man sien. En ons sal mekaar ken, sekerlik ons sal mekaar ken, sekerlik ons sal. En ook waarvoor ons nou moet lewe. Dit alles en dan nog dit ook. En tog is dit onbekend net hoeveel God nog het vir hulle wat hom liefhet. Kom ons lees sy woord. Ek begin net nader aan skree, want laat ons blaai in die boek van Openbaring vir 'n onderwerp vanaand. Die 3de hoofstuk sal ons lees. In Openbaring 3, laat ons begin by omtrent die 17de vers. Openbaring 3:17. Because thou sayest, I am rich and increased in goods, have need of nothing. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en aan niks gebrek het nie. En weet nie dat jy ellendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Wit klere sodat jy jou kan aantrek en dat jou skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Maar wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Behold, I stand at the door and knock. And if any man hear my voice and open the door, Ek staan by die deur en klop. I will come As unto iemand my him stem hoor and will en die sup deur with him, oopmaak, and sal ek he ingaan na hom with toe en me. saam met hom maaltyd hou en hy met my. This is rather an unusual scene that we're reading about. Hierdie is nogal 'n ongewone toneel waarvan ons lees. Dis iemand wat by 'n deur staan en klop. And knocking at a door is not unusual, because plenty En om people aan 'n knock deur at te doors. klop is nie ongewoon nie, But Jesus want baie is mense klop speaking aan here deure. of him Maar Jesus knocking praat hier at a van door. hom wat aan 'n deur klop. And the reason that someone knocks on En die a rede door, waarom iemand aan 'n deur they're klop, trying to hulle probeer om
om met iemand daar binne te praat. Hulle probeer 'n manier kry om in te gaan, om te praat, of om iets vir iemand te bring, of so iets. Toegang te kry na die binnekant, en dis waarom hulle aan die deur klop. Ek kan nou net nie die kunstenaar se naam onthou wat daardie beroemde skildery geskilder het nie. Hy was 'n Griek wat omtrent 'n leeftyd spandeer het om daardie beroemde skildery te skilder van Jesus wat aan die deur klop. En wanneer al die groot foto's wat voor hulle in die saal van beroemdheid gehang kan word, moet hulle by die kritici verbygaan. Dit herinner my aan die kerk. Voor God ooit sy kerk kan verheerlik, moet sy afgaan deur daardie saal van kritici. En eendag as sy baie rein en skoon voor God sal staan, sal God haar uit hierdie wêreld neem. Eendag en haar hang in die helde saal daar oorkant. Dis die uur waarna ons uitsien. So hou uit totdat hy kom. Laat die kritici sê wat hulle wil, maar hou jy vas aan God se onveranderlike hand en lewe skoon, rein voor hom. En terwyl hierdie groot skildery waarvan ek gepraat het voor die kritici was daar een groot kritikus wat na die kunstenaar toe geloop en gesê het, hom op die naam genoem. En hy het gesê, jy het 'n baie ongewone prentjie van ons Here. Ek dink dat die profiel perfek is. En ek dink dat hy in die nag kom met die lantern in sy hand, dat dit spreek van hom wat na ons toe kom in ons duisternis in die nag. Ek dink dis alles wonderlik. En dan hy wat staan en sy uitdrukking op sy gesig in angstige afwagting om te sien of iemand sal reageer op die klop. Sê, ek dink dit alles is baie treffend, maar daar's nog een ding, het hy gesê. Meneer, wat jy in jou foto vergeet het, dit maak nie saak hoeveel hy sou klop nie. Jy het nie enige deurknip vir hom om by in te gaan nie. Hoe het die kunstenaar gesê, ek het dit so geskilder. Jy sien, hy klop aan die deur van 'n hart, en die deurknip is aan die binnekant. Net jy kan oopmaak vir hom. Hy kan klop, maar jy moet oopmaak. Dit is waar. Jy is die enigste een wat jou hart se deur kan oopmaak. Jesus mag klop, maar jy moet oopmaak. Dwars deur die eeue en tyd is daar baie beroemde mense wat aan ander mense se deur geklop het. Die belangrikste ding vir iemand wat aan jou deur klop, is hoe belangrik daardie persoon mag wees. Dis gebaseer op die belangrikheid van die antwoord by die deur vir jou gas. Hoe belangrik is daardie gas wat klop? Byvoorbeeld in die dae van Caesar. Wat as Caesar sou gegaan het na een van die werkers se huis toe? Hy was 'n groot keiser, ons weet. En as hy afgegaan het na 'n werker se huis, waar dit arm was en 'n klein hutgebouetjie, en hierdie groot keiser sou aan die deur klop, en die werker sou na die deur toe kom en kyk, en sien dit is Caesar.
Wel, hy sou die deur onmiddellik oopgooi en op sy aangesig neerval en sê, O groot eerbare keiser, kom in my nederige huis in. As daar enige iets hier is wat u begeer, of enige iets wat ek kan doen, of u wense kan vervul, laat my net weet. Ek is u diensknegt, laat my net weet. Want dit sou 'n eer wees, dat net om selfs aan sy deur te klop, om te weet dat 'n werker iets in hom sou hê, wat die aandag sou trek, en die keiser van die volk na sy deur toe te laat kom. Of sê wat in die paar jaar gelede, toe die Führer van Duitsland, Adolf Hitler, in die dae van sy regering in Duitsland, byvoorbeeld, wat as hy so afgaan na die deur van een van sy voetsoldate, en aan die deur so klop, en hierdie soldaat sou na die deur toe kom, en Hitler was selfs gevrees onder sy mense. En hy sou aan die deur klop, en hierdie soldaatjie sou opstaan, en oor die vloer strompel en oopmaak of by die venster van die deur uitkyk, en Adolf Hitler daar sien staan. O, ek sou my voorstel, hy kon amper sy hart ingesluk het, en sou vir sy familie iets soos hierdie sê. Maak julle almal gereed sommer gou, kry alles in orde. Weet julle wie klop aan ons deur? Die Führer van Duitsland, Adolf Hitler, staan voor ons deur. Ons huis word vandag vereer, want die grootste man in Duitsland staan voor ons deur. Hy sou die deur oopgegooi het, en omdat hy self 'n soldaat was, sou hy op aande gekom het, en met 'n saluut, 'n Duitse saluut aan hierdie Führer, en gesê het, gaan in my huis in. En as daar enig iets hier is wat u verlang, of enig iets u groote, wat ek u mee kan behaag, laat my dit weet. Enige iets wat u begeer, u het my huis vereer. Of as ons eie dierbare geliefde president Dwight Eisenhower, die president van hierdie groot Verenigde State, as hy sou kom na die huis van die beste demokraat in hierdie land, sodat hy eer wees vir jou, al sou jy van hom verskil in politiek. Maar dit sou 'n eer wees om president Dwight Eisenhower te hê om na jou deur toe te kom, net 'n alledaagse gewone mens soos ons is, en as ons geliefde president aan die deur sou klop, wel jy sou wil hê almal moet dit weet. Jy sou die res van jou lewe daaroor praat dat Dwight Eisenhower aan my deur geklop het. Jy sou amper 'n tempel voor jou deur wou bou, want die president van die Verenigde State het na jou deur toe gekom. Net onlangs het die koningin van Engeland 'n besoek aan Kanada gebring, en sy het ook die Verenigde State besoek. Nou, ons lewe nie in haar ryk nie, maar as sy na San Jose toe sou kom, en sou afkom na een of ander klein nederige huisie, en aan die deur klop, en een van julle vroue sou na die deur toe gaan, en sy sou sê, ek is die koningin van Engeland. Tog het sy geen jurisdiksie oor jou nie, maar sy is 'n belangrike vrou. Jou huis sou geëerd wees om haar te ontvang. Jy sou gesê het, groot koningin, want sy is, nasionaal gesproke, die grootste koningin in die wêreld. En jy sou gesê het, kom in my huis in.
Wel om haarself te verneder om dit te doen, om na 'n nederige huis toe te kom, wel, al die koerante sou dit berig het, dat sy die groot koningin van Engeland vir Amerika besoek en na mevrou so en so sy huis toe gekom het. Sy sou altyd onthou word, omdat sy so nederig was. Die televisie sou dit uitgesaai het, dit sou op nasionale en internasionale nuus wees, want sy is belangrik. Maar wie is belangriker as Jesus? Wie word meer weggewys as Jesus? Hy sal aan die deur klop en hy sal sê, o, 'n ander keer. Hy is weggewys van meer deure as al die beroemde mense wat ooit op die aarde is. Ek sou sê hierdie einste dag dat Jesus weggewys is van tiene van duisende deure vandag. As die wêreld staan voor die dag breek môreoggend, sal hy weggewys word van 10.000 ander deure. As iemand die koningin dalk iets van jou wil hê, of ons geliefde president dalk iets van jou wil hê, hy mag 'n boodskap vir jou hê, of wil hê jy moet iets vir hom doen. Maar die Here Jesus, die enigste ding waarvoor hy wil inkom, is om iets goeds vir jou te doen. Hy wil jou seën, jou boosheid wegneem, en jou geregtigheid gee, en goedheid en genade. Dis al wat hy kon doen. En om in die hart te kom, klop hy aan die deur, en die mense sê, o, 'n ander keer. Nou dit sou goed wees van jou om die koningin te laat inkom, of om een van die beroemde mense te laat inkom. Maar hy sal nooit enigiets beter doen as om Jesus te laat inkom nie, want wanneer hy inkom, gee hy jou ewige lewe. En om te dink om hom weg te wys van jou hart. Maar ons doen dit. Nou as ek na jou huis toe kom en aan jou deur geklop het en jy het die gordyntjie opgelig of die deur op 'n skreefie oopgemaak, ek gesê het, ek is broer Branham. Ek is koud en ek's behoeftig. Sal jy my laat inkom en sou jy my wegwees? Of as ek sou kom en dit sê, ek het groot geskenke om vir jou te gee. Ek kan jou ryk maak. Ek kan jou gesond maak van jou siekte. Ek het groot geskenke vir jou. En wat as jy sou sê, o, 'n ander keer, broer Branham. Nou ek sou nie veel terugkom nie, is ek bevrees. En ek is bevrees dat jy ook nie na my huis toe sou kom as ek jou so behandel het nie. Maar dit is nie so met Jesus nie. Hy sal net bly terugkom, aand na aand, dag na dag, klop en klop en klop die hele tyd, om die beste ding vir jou te doen wat gedoen kan word, jou lewe te gee, jou te genees. O, jy mag dan iets soos hierdie vir my sê, maar net 'n oomblik, broer Branham. Ek het dit al reeds gedoen. Ek het Jesus 'n lang tyd gelede laat inkom. Wel, daar is geen manier vir my om aan julle uit te druk hoe dankbaar ek teenoor julle is, dat julle my verlosser in julle hart laat inkom het nie. Ek's dankbaar teenoor julle, maar is dit al wat julle gedoen het? Om net laat inkom het. Nou wat as jy my laat inkom en gesê het, nou broer Branham, ek sal jou laat inkom, ek sal jou geskenke aanvaar, dis goed. Dankie broer Branham, maar ek wil nie hê jy moet enigsins verder gaan as hierdie deur nie. Nou dis die gesindheid van baie Christene. Julle sien, in die hart om in te kom is een ding. En dan, nadat jy by daardie eerste deur in die menslike hart ingekom het, is daar ander klein kompartemente in daardie hart.
wat klein deurtjies daarin ook het. Baie mense sal Jesus laat inkom om nie verlore te gaan nie, maar hulle sal hom nie hulle Here laat wees nie. Wanneer Jesus inkom, wil hy beheer oorneem. Die wêreld is vol mense wat Jesus wil laat inkom, maar dan wil hulle hom nie laat inkom op sy eie voorwaarde nie. Hulle sal sy gawes aanvaar, sekerlik, ewige lewe. As U my wil genees, dis alles reg, Here. Ek sal dit waardeer as U my genees, maar moenie met my begin mors nie. As jy my in jou huis ingenooi het, sou ek voel dat ek welkom was. As ek in jou huis inkom, sou jy sê, kom in broer Brennan, maak jouself net tuis. Wel, ek sou glo jy het dit bedoel, ek sou ingaan na die yskas toe gaan en vir my 'n bietjie kaas kry en 'n bietjie polonie en 'n bietjie eie en 'n stukkie rogbrood en ek sou vir my 'n eislike groot toebroodjie maak en my skoene uittrek, oor die bed gaan lê en dit eet. Ek sou voel asof ek tuis was, as jy vir my gesê het om in te kom. Dis hoe ons Jesus moet laat inkom, sodat hy net beheer kan oorneem. Hy wil tuis wees by jou. Hy wil welkom wees, hy wil alles hê wat jy is, hy wil jou Here wees, en heerskappy is eienaarskap, hy wil jou besit sodat jy sal. Jy sê, maar wag 'n bietjie Here, ek weet U lei my om dit te doen, maar ek weet beter. Many a person walks out the door of a evangelistic meeting knowing that Baie mense stap by die deur uit van 'n evangelistiese diens en die wete dat God hulle na die altaar lei, en tog sê hulle is 'n Christen. Hoe kan God ooit daardie persoon beheer? God wants to come in and control you. He doesn't want to come in and be controlled by you. He wants to come in for Hy wil inkom en jou beheer. Hy wil nie inkom deur jou beheer word nie. Hy wil inkom vir sy eie doel om jou te beheer en jou na ewige lewe te lei, iets goeds vir jou. When you accept Jesus, you must say, "Thou art my God, thou art Wanneer my jy God." Jesus aanvaar, moet jy sê, U is my God, U is my Here, neem my alles wat ek is, siel, liggaam en gees. Ek wy myself toe aan U. Laat nie enige intellektuele van my eie nie, net leun op U ewige arm. Waar hy lei, daar sal ek meegaan, al word die pad swaar en vermoeiend. Sal ek kyk vir sy voetspore oral langs die pad, of dit opdraand of afdraand is, of dit tuis is of oor die see, waar hy my lei, laat my net meegaan. Don't let me try to lead him, but let him lead me. Now that's the basis that Moenie dat ek hom probeer lei nie, maar laat hy my lei. Dit is die basis waarop Jesus in die hart wil inkom. Jesus verlang om in die hart in te kom, op daardie basis. Nou, ons vertrou die Here om daardie dinge vir ons te doen. Nou laat ons in die menslike hart inkyk, as dit 'n deur aan die binnekant van die deur. Nou, mense sê, Jesus kom in my hart in, want ek wil nie na die pyniging toe gaan, wanneer ek sterf nie. Ek wil U aanvaar as my verlosser, maar ek wil nie hê U moet my Here wees nie. Nou, daar's nogal 'n verskil. Hy kan jou verlosser wees en steeds nie jou Here wees nie. Wanneer hy Here is, is hy Here oor alles, elke deel van jou. Hy's Here, welkom in enige plek in jou hart. Nou laat ons in die menslike hart inkyk net vir 'n paar oomblikke. In die menslike hart gaan ek net 'n klein soort van 'n denkbeeldige tekening maak. Net soos jy indraai, nadat jy by die deur van die hart ingekom het, is daar nog 'n deurtjie. Dis 'n kamer wat in 'n ander kompartement van die hart ingaan. En daardie deurtjie is die deur van trots.
Now, people don't want Jesus fooling around with any of their pride. Nou mense wil nie hê Jesus moet lol met enige van hulle trots nie. Nou hulle het hulle eie aansien en hulle moet seker wees, hulle tred met die Jonese. So, as om vir Jesus te aanvaar my van daardie skaal gaan afhaal, dan wil ek nie hê, hy moet lol in daardie deur nie. Bly daaruit, Jesus. Hy is my verlosser, maar moenie daar ingaan nie. En ek's 'n belangrike man. Ek's 'n selfgemaakte man. Dis wat fout is met jou. Is die selfgemaakte. Nou, ek het my eie verenigings wat ek bywoon. Ek het my eie aansien in my buurt. En ek het my eie waardigheid waarna ek moet omsien. So moenie met daardie deur lol nie. Maar Jesus moet daar inkom as die Here gaan wees. Moet hy rondkyk. Vir sommige van die dames met trots sê hulle, nou kyk, as ons soontoe toe gaan, ag, Jesus is beslis my verlosser, maar wanneer hy vir my sê hoe ek gaan aantrek, bly u uit daardie kamer uit. Maar julle sien, hy moet Here wees oor julle kleredrag ook. Nou hy sê nou, as dit gaan inmeng met my om kortbroek te dra, wil ek niks te doen hê met daardie soort godsdienst nie. Sien, jy wil nie daardie deur van trots oopmaak nie. Jy is net oogmoedig. As ek nie manikuur kan dra nie. Wat is dit lipstifie of daardie goed wat hulle op hulle gesig sit? As ek nie dit kan dra nie, wel dan lyk ek so bleek, Mexpectusse. God bring die regte ding op jou gesig. Maar julle sien, trots. Die res van die vroue, as ek my hare moet laat groei. Nou, ek sê nie dit, dat of die ander nie, ek praat net van die Bybel sien. Die Bybel het gesê, 'n vrou wat haar hare sny, sny haar heerlikheid af. Reg, sy onteer haar man wanneer sy dit doen. Was altyd dat julle volle evangelie vroue almal lang hare gedra het. Wat het gebeur? Wel sê jy, dis my Amerikaanse voorheen. Maar as jy 'n lam is, 'n lam offer alles op wat hy het. 'n Lam het niks behalwe wol. Maar hy lê net daar en laat hulle dit van hom afskeer en sê niks daarvan nie. Die Bybel kan alles, al die trots en al die res uit jou uitskeer. Jy sal, as jy 'n lam is, sal jy niks daarvan sê nie. Maar as jy een keer 'n bok probeer, sal jy 'n geveg kry sommer gou. Maar dis wat die probleem is. Ons sal nie daardie deur oopmaak nie. Ons wil soos iemand anders wees. Wanneer jy Jesus aanvaar, laat ons soos hy wees. Soos wat hy sê. Ek het gepraat oor iets daarvan nie lank gelede nie. 'n Dame het vir my gesê, sy het gesê, ek dra nie kortbroeke nie. En ek het gesê, wel, goed vir jong. Sy het gesê, ek dra langbroek. Ek het gesê, dis erger. Dis die waarheid. Die Bybel het gesê, en God is oneindig en hy kan nie verander nie. Dis 'n gruwel vir 'n vrou om klere aan te trek wat aan 'n man behoort. Sien julle daardie deur wat hulle toehou? As Christus daar inkom, sou hy dit anders maak. Jy sê ek's 'n Christen, maar hy hou daardie deur toe. Hy's nie welkom nie. Hy kan nie Here wees nie. Jy word selfs kwaad vir die pastoor as hy daarteen preek sien. So dis waar dan. Ek beter dit uitlos. En die mans, hulle het baie trots ook. Julle weet baie daarvan. As ek my wegbly van die potspelkamer en van die manne en al hierdie ander dinge. O nee, niks daarvan vir my nie. Julle sien. Hulle moet inwees by die res van hulle. Maar as jy Jesus in jou hart laat inkom, en daardie deur oopmaak, sal hy jou 'n ander skepsel maak. Amen. Hy sal dit doen. Hy sê, ek kan nie op 'n rook nie, broer Branham. Ek het my hele lewe lank gerook. Dat Jesus een keer daar inkom, kyk wat gebeur. Daar sal iets soveel groter wees, dat jy nooit weer sal wil rook nie. Julle sien dit op die televisies en om gewild te wees. Kom weg daarvan.
O ja, daar's 'n deur van trots en dan laat ons sommer gou na die volgende deur langs aan dit kyk. Is my eie privaat lewe. Nou julle weet, elkeen wil sy eie privaat lewe lei. Nou julle wil nie hê Jesus moet lol met jou privaat lewe nie. Sien, net so verskillend as wat jy in die Bybel wil hê, maar jy het jou eie idee daaroor. Jy is nie veronderstel om jou eie idee daaroor te gebruik nie. Jy behoort hom toe te laat om sy idee daaroor te hê. Laat die gesindheid wat daar in Christus was, in julle wees. Maar daardie klein privaat lewetjie, nou ek sal my eie kaartpartytjies hou, ek sal nie doen. Nou as Christelikheid dit van my af wegneem, dan wil ek niks met jou kerk te doen hê nie. Sien? Daar is dit. Dis die deur, een van die deure wat die sogenaamde Christen vandag die deur toehou vir Jesus. O, daar's net 'n klomp van daardie deure. Kom ons kry die deur van geloof hier oorkant aan die kant. Nou ek het geloof, maar moenie met my geloof gaan lol nie. Daar's net een geloof, en dis die geloof van God. Dis reg. Die deur is heeltemal toe, omdat jy nie met daardie deur wil laat lol of Jesus daar wil toelaat nie. Want sodra jy in daardie deur staan, sal hy uitskree, ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En jou geloofbelijdenisse sal daardie deur versper. Maar hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Jy sal na kerk toe kom en kyk hoe die tekens en wonders van God gedoen word. Jy sal jou nie daarin steur nie, want die geloofbelijdenisse het daardie deur van geloof in jou toegesluit dat. En jou laat dink dat dit 'n geloof is. En daar is net een geloof, dis die geloof van God, en die enigste een wat die geloof van God kan bring, is Jesus Christus, sy seun, wat in jou hart inkom. Hy het aan jou hart geklop deur tekens, wonders en wonderwerke, maar jy hou dit heeltemal toe. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. O, as hy net kon staan en jy daardie deur sou oopmaak, sou dit nie 2 minute wees voor jy elke woord sou glo wat die Bybel geskryf het en amen sê op elke deeltjie daarvan. As jy net die deur sou oopmaak en Jesus laat inkom, jou die geloof laat gee wat hy jou moet gee. Jy het die geloof geneem wat een of ander geloofbelijdenis jou gegee het. Jy het die deure vir Christus se geloof gesluit. Wanneer jy Christus se geloof neem, dan kan jy hom herken. Nou daar's nog 'n deurtjie reg langs dit, en daar verskeie van hulle, maar ons sal nie almal neem nie. Maar daar is 'n ander deur daar waaroor ek graag wil praat, net vir 'n sekonde of 2. Daardie deur is geestelike sig. Jy wil net een ding sien, dis wat die intellektuele sien. Maar wanneer jy Christus in daardie geestelike deur laat inkom, dan sal hy jou geestelike sig oopmaak en vir jou homself wys. Jy sou nooit 'n onderskeiding van gees noem, jy sou dit nooit Beelzebub noem, as jy Christus gehad het wat by die geestelike deur van jou hart staan en jou geestelike sig gee nie. Geestelike dinge word geestelik onderskei. Dis reg. Nou, daar's 'n natuurlike sig en 'n geestelike sig. Lank gelede het ons gewoon in 'n klein, toe ek 'n seun was, in 'n klein ou huitjie gebly, en hulle het net 'n solder in die boonste verdieping gehad. Net een bed onder gehad en pappa en mamma het daarop geslaap. En daar was 4 van ons kinders op daardie tyd, en ons het soos 'n strooimatras gehad wat gelê het met 'n vere matras wat bo op dit gelê het. En dan het mamma altyd gekom en kombers so oor ons gesit in die nag en al die jasse, en dan sou sy 'n groot stuk seil neem en bo oor ons trek, want eislike groot krake in die muur en ou houtdakteels wat amper van die huis af was. En wanneer dit sou sneeu of reën, sou ons nat word en ons klein brennimpies sou ons koppe onder daardie stuk seil moes indruk soos 'n konyn wat onder 'n bos kasie ingaan. En wanneer dit sou begin reën of iets, en ons was, en partymal in die nag sou die trek daardeur ons koue gee. En mamma sou in die oggend skree, ek kon haar hoor sê, "O Billy, staan op en kom af, jy moet gereed maak om skool toe te gaan. Kom jy en Edward, die kleintjies kan later slaap." En ek sou probeer om my oë oop te kry en my oë so aan mekaar plak, en ek sou sê, "Mamma, ek kan nie sien nie." En sy sou sê, "O, jy het etter in hulle." Wat was die probleem? Die trek wat van hierdie kant af oorgewaai het, het ons koue in ons oë gegee en ons kon nie sien nie. Dit sou opswel gedurende die nag en ons kon nie sien nie, want dit was heeltemal aan mekaar geplak. En mamma, die medisyne in ons huis was 'n koppie wasbeervet.
Mamma, oupa was 'n wildvanger en jagter. Ek kom uit 'n geslag van jagter. My mother's mother come off the reservations, Cherokee Indian. My ma se ma het van die reservaat afgekom, Cherokee Indian in Tennessee. En wanneer oupa hierdie wasbeere sou vang, wel sou hulle die vet uit hulle uitbraai voor hulle eet. En dan was hierdie vet amper 'n algemene geneesmiddel in ons huis. O, dit was goed vir die kroep in die nag met terpentyn daarop. Of 'n bietjie steenkoololie. En dan het hulle dit op ons bors gevry vir 'n massering, en wanneer ons verkoue krye daaraan gehang het ook. En dit was om die koue weg te hou. En dan as pappa se skoene begin lek in die sneeu, wel sou hulle die wasbeervet op die stoof sit en sy skoene behandel. Dit was amper 'n algemene geneesmiddel. Dit het gewerk op 'n manier, ek weet nie. En ma sou vir ons sê, net 'n oomblik voor ek die wasbeervet op die stoof kry, en sy sou 'n ou blikbeker kry en die wasbeervet op die stoof sit. En dit warm maak en kom in ons oë masseer daarmee tot ons oë oopgaan. Dit het gewerk, ek weet nie hoe nie, maar ons oë het oopgegaan. Wel broer, ek sal jou sê, die wasbeervet mag goed gewerk het vir daardie soort natuurlike sig. Maar ons het 'n groot koue in die kerk gehad en ek is bevrees, iemand het 'n bietjie geestelike koudheid in hulle oë. Dit sal meer as wasbeervet kos om dit uit te kry. Dis reg. Maar God het gesê, ek raai jou aan, ek het 'n bietjie oogsalf vir jou. Ek kan daardie oogdeur vir jou oopmaak. Ek sal jou oë oopmaak. Nou wat is salf? Dis olie wat hard geword het. Wel, dis wat die vet wat God vir jou oë het, is olie. En olie is die Heilige Gees in die Bybel. As God ooit die Heilige Gees kon warm maak in die diens en 'n paar geestelike oë kan masseer en daardie deur oopmaak, sal julle sien Jesus Christus wat dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. God moet julle ons oë oopmaak, die deur van ons binneste oog, die geestelike oog. Daar's net een ding wat daardie oog kan oopmaak, dis die Heilige Gees. Dit gee jou geestelike sig. En wanneer jy die tekens van God se teenwoordigheid sien, roep die Heilige Gees amen uit daarop. Sê jy, ek sien dit, ek sien dit. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Geestelike sig, die deur, ek staan en klop aan die deur. As iemand die deur sal oopmaak, enige iemand, sal ek inkom na hom toe en sal saam met hom maaltyd hou en hy met my. Gemeenskap met God, gemeenskap met Christus. Kry daardie geloofbelijdenisse weg en so voort. Weg van daardie deure en laat Jesus inkom. Wel die dinge wat hy hierdie week gedoen het. Die verlamdes laat loop, die blindes laat sien, die kankers wegneem, die gewasse, die groot vergroeisels en die geeste onderskei. Het uitgegaan deur die gehoor homself bewys om dieselfde te wees gister, vandag en tot in ewigheid. Daar behoort nie 'n siek persoon in die gebou te wees vanaand nie. Halleluja! Ek staan by die deur en klop. As enigeen my stem sal hoor en sal oopmaak en my laat inkom, sal ek inkom by hom en sal saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ons sal daaroor praat. Wat 'n ooreenkoms met God om daaroor te praat. As die dokter gesê het, jy gaan sterf van hierdie kanker aan hierdie TB aan jou slegte hart, wat dit ook al mag wees, as God gesê het of die dokter gesê het, jy gaan daaraan sterf, waarom laat jy Jesus dan nie vanaand inkom en daaroor praat met jou nie? Hy sal jou alles daarvan vertel. Hy sal jou dinge wys. Die Heilige Gees is skerper, meer lewendig soos die woord van God. As 'n tweesidede swaard, dit onderskei selfs die gedagtes van die verstand. Dit maak mense gesond. Dit genees hulle van sonde, dit neem die siekte van hulle af weg, dit neem sonde van hulle af weg. O, dis 'n groot kragtige ding. Die meeste krag wat daar in die wêreld is die Heilige Gees. Mense soek vandag na krag. As hulle net hulle oë wou oopmaak. Ek het hier nie lank gelede nie gesien waar die Sinclair Petrol 'n advertensie gehad het in een van die plaaslike tydskrifte wat gesê het, daardie een gelling vir Sinclair Petrol
In 'n sekere grootte masjien kan die Sphinx 2 voet van die grond aflig. Wel, ek sal julle van iets kragtiger as dit vertel. Een druppel van die bloed van Jesus Christus kan elke sondaar oplig van sy sonde en modder na die heerlikheid. Om in die beeld van God te wees, om vir ewig saam met hom te lewe. Een druppel van die bloed van Jesus Christus. Een druppel bloed van Jesus Christus, een wat aanvaar of een deur wat oopmaak vir die Heilige Gees. Laat daardie geloofsdeur God daar staan en homself verklaar soos hy aan Abraham het, dat hy God is vir ewig. Sal 'n krepe uit 'n rolstoel haal. Dit sal 'n sterwende skaduwee neem van 'n vrou of 'n man wat op 'n bed lê en hulle weer gesond maak. Dit sal die ellendigste verdorwe vrou neem wat daar in hierdie stad is. Belaag dat die honde nie eers na haar kyk nie en haar heilige van God maak en haar skoon was met 'n, dit sal 'n man neem wat 'n dobbelaar is en 'n dronkaard en niks weg. Die eers vir sy huis sal voorsien nie en sy klein kindertjies wat op straat bedel terwyl hy aan die dobbel is dink en rondloop. Dit sal 'n Christen heer van hom maak. Een keer se aanvaar van die Heilige Gees sal dit doen, een deur wat oopvlieg vir die Heilige Gees en hy staan en klop aan die deur as enige een die deur sal oopmaak. O, hoe goed is hy. Ja, en my deur geklop het soos ek gesê het en ek jou nie ingelaat het nie, so jy waarskynlik nie terugkom nie. En as ek aan jou deur geklop het en jy my nie ingelaat het nie, maar om te dink aan die goedheid van Christus, as hy kom in ons middes gestaan het en een ding gedoen het, as ons hom nie op daardie manier geglo het nie, so hy wegstap, as dit ek en jy sou weet. As hulle my nie wil glo nie, hulle dit nie wil aanvaar nie, laat hulle aangaan. Maar nie hy nie, hy kom terug aand na aand, keer op keer, uur na uur. Sonsondergang na sonsondergang, wonderwerk na wonderwerk, dag na dag, aand na aand, om aanhoudend aan die deur te klop te wag. Maar jy moet die deur oopmaak as jy net so sou dink aan sy goedheid, aan hoe goed hy vir jou is. Hier 'n tyd gelede onder die syde was daar 'n wonderlike ou Pinkster gekleurde broer prediker. En hy het 'n man gehad wat na sy kerk toe gegaan het en 'n vrou. En die vrou was 'n goddelike vrou, gelowige vrou, gevul met die Heilige Gees, maar haar man was 'n opsigter in 'n groot wedren plaas daar. En sy naam was Gabriel, maar ons het hom Gabe genoem, net as afkorting. Nou Gabe was 'n gawe ou man, maar ons kon hom nooit kry om reg te kom met God, om ooit reg te kom nie. Die ou pastoor het gesê, ek het alles gedoen wat ek weet om te doen, ek kan hom nie kry om kerk toe te gaan. En sy vrou bid dag en nag vir Gabe, maar Gabe het daarvan gehou om te jag, en so het die pastoor. So het Gabe altyd saam met hom geneem om te jag. Eendag terwyl hulle uit was en hulle soveel konyne geskiet het, en soveel voëls dat hulle skaars reguit in die pad kon loop, hulle was net gelaai met wil. En hulle het opgekom om 'n sekere ou heuweltjie. En naderhand toe hulle opgekom het om hierdie sekere heuwel, het die pastoor omgekyk en hy het opgelet dat ou Gabe bly kyk na die son wat ondergaan. En Gabe was 'n swak skut, hy kon niks tref nie. Maar hy het die son bly dophou en die pastoor wat voor hom loop met voëls en konyne wat oor sy geweerloop hang en ingaan. En naderhand het hy gevoel iets raak aan sy skouer en hy het omgedraai. En teen sy wange het afgeloop, yslike groot trane wat teen sy wange afgeloop. Hy het gesê, eerwaarde, vandag is Saterdag. You's going to find me sitting on the front row of your church. Môreoggend gaan jy my sien sit op die voorste ry van jou kerk. En dan het hy gesê, dan gaan ek opstaan voor haar die gemeente en vir hulle sê, ek's 'n Christen van nou af. En ek gaan weer my sitplek inneem en dan gaan ek in daardie voorste ry bly totdat ek sterf. Die pastoor het nie geweet wat om te sê nie. Hy het gesê, Gabe, jy weet dat ek dit waardeer. Wel gesê, jy weet dis so. Gesê, ek wil jou iets vra, Gabe. Watter lied was dit wat die koor gesing het? Of gesê,
Of watter preek het ek gepreek? Watter boodskap het ek vir die kerk gebring? Wat jou hierdie skielike wending laat neem het om te doen wat reg is. Gesê, watter preek het ek gepreek? Hy het gesê, dit was nie jou preek nie, pastoor, gesê. Ek het daardie son daaroor kan sien ondergaan, en ek weet dat die son van my lewe ook ondergaan. Gesê, uur na uur, deur my lewe het God aan my hart geklop. Hy het gesê, en hy moet my lief hê. Hy het gesê, jy weet, pastoor, ek kan niks tref nie. Ek is die swakste skit wat daar in die land is. En kyk net hier na die wild wat hy my gegee het, al hierdie voëls en hierdie konyne. Hy het gesê, hy moet my lief hê, of hy sou dit nie vir my gegee het nie. En hy het gesê, dis waarom ek uitgevind het dat hy my lief het. En ek het my hart oopgemaak toe daar die son ondergegaan het, en ek kan 'n getroue diensknegt van hom wees, totdat ek sterf. Broer, suster, as jy net rondkyk en sien hoe goed God vir jou was. Jy kon vanaand in 'n hospitaal gelê het, jy kon ook in 'n begrafplaas gelê het vanaand. Daardie noue inkoming wat jy gehad het die laaste paar dae, jou lewe geneem daar buite op die hoofweg. Daar's net soveel dinge wat kon gebeur het, maar God is goed vir jou. Hy het jou lief, hy klop aan jou hart se deur. Jy kan self hier uitstap vanaand. Amen. I would be daresome to say anything else. Holy Spirit speaking through lips. Ek sou nie waag om enigiets anders te sê nie. Heilige Gees wat deur lippe praat. Nou daar is dit. Sy goedheid en sy genade. Glo julle? Het julle hom lief? Before we make an altar call, is there any people in here that's sick? Let's see your hand. Voor ons 'n altaar oproep maak, is daar enige mense hier binne wat siek is? Laat ons julle hande sien as daar is. Oh yes. There's lot of O ja, daar's baie siek mense, baie behoeftiges. Glo julle, ons dierbare hemelse Vader, sal julle begeerte gee? Glo julle dit? Glo julle dat sy teenwoordigheid nou hier is nadat dit daar plaasgevind het? Glo julle dat sy teenwoordigheid hier is? Glo julle dis hy wat aan jou deur klop? As jy iets op jou hart het, iets wat jy graag wil hê, hy vir jou moet doen, sal jy nou net na hom kyk en sê, Here, U is. Ons word in die Bybel geleer dat U die groot hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. En U ken my begeertes. So ek klop aan die deur, Here, maak net oop vir my, sal U, Vader. En laat my nog een keer sien dat U dieselfde Jesus is wat gepraat het met die vrou wat U kleed aangeraak het. Laat my net nog een keer sien en ek sal my hart vrylik vir U oopmaak. Nou daar's nie 'n gebedskaartjie onder die mense nie. Daarom sal die gebedsbrief van hier af gebring moet word. Hoeveel hier binne wat 'n begeerte vir God het, vir enigiets, steek julle hande op. Dit net wens dat julle net wil kyk.
Soos hy het met die ontsnappingsroete oopgemaak het vir die kinders van Israel by die Skelfsee, wat ek die laaste deel daarvan verstaan het, en dit is die ontsnappingsroete vanaand, is deur die Here onse God. Now, if these things all be true, which we know they are. Nou, as hierdie dinge alles waar is, wat ons weet hulle is, en nou is daar was ten minste honderde mense hier binne wat begeerte gehad het. Nou kyk, God sien, as ons oë nie oop is nie, sal ons dit nooit sien nie. Maar laat ons bid dat God ons oë sal oopmaak vanaand, dat ons kan besef. Ek bevrees dat ons probeer uitstel na 'n groot millennium of iets wat sal kom, die einste ding wat nou hier voor ons is, en ons sien dit nie. Sien, hierdie is die uur. Ons is amper by die eindtyd, mense. Hierdie is die tyd, hierdie is die dag van verlossing. Vandag is die tyd waar die Heilige Gees hierdie dinge doen. Ons behoort nou gereed te wees. Nou, as die Here ons God onder hierdie mense vanaand hier buite sy teken onder ons sal wys, wat hy vir Israel gedoen het, wat hy vir die Samaritane gedoen en beloof het om dit vir die heidene te doen. Hoeveel weet hy het beloof na hierdie week? Weet julle dat hy beloof het, hy sou dieselfde ding vir die heidene doen wat hy gedoen het vir die, hy sou dit moes doen om God te wees. Hy kan hulle nie een teken wys en vir ons iets anders nie. Hulle het geweet hy was die Messias, want toe hulle gesê het, hy het hulle hierdie dinge vertel, hulle het gesê, "U is die Christus, die Seun van God." Die vrou het gesê, die Samaritaan het gesê, "Ons ken die Messias, wanneer hy kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel." "Wie is u?" Hy het gesê, "Ek is hy wat met jou praat." Sy het vinnig gehardloop en vir die man gesê, "Kom sien 'n man wat vir my probleme vertel het. Is dit nie die Messias nie?" Wel, dis reg, is dit nie? Wel, as dit is, waarom kan ons oë nie nou oopgaan nie? As ons kon sien en weet, en as die teenwoordigheid van Christus hier by ons is, sou daar nie een swak persoon in ons midde wees binne nog 2 minute nie. Glo julle dit? Nou, kom ons bid vir God om ons te gee, om van sy Heilige Gees sal oor ons oë te sit vanaand, ons oë oop te maak. Here God, ek kon preek totdat ek my asem verloor het. Ander predikers kan dieselfde doen. Ons kan hier staan en maak nie saak wat ons gedoen het nie. Ons kon nêrens heen gaan sonder dat U ons die pad gewys het om te volg. Ons het geestelike sig nodig. Laat die Heilige Gees vanaand, Here, ons oë oopmaak, ons begrip oopmaak. Ons het teenwoordigheid wys dat ons sy beloftes hierdie week mag ken. Oor en oor deur die skrif, af deur die Bybel, het ons dit aand gebring, dat U hierdie dinge beloof het, en ons lewe hier om dit reg voor ons oë te sien. Skenk dit, Here, in die naam van Jesus Christus, vra ek dit. Amen. Nou dat julle mag weet dat hierdie dinge nie net in die gebou hier gebeur nie, hulle gebeur enige plek. Vandag het ek saam met broer Bordes hier gery, wat ek nie te goed ken nie, net 'n goeie broer. En daar terwyl ons in 'n motor gesit het saam met 'n Mennonite broer, het die Heilige Gees neergedaal en dinge geopenbaar. Is dit reg, broer Bordes? Dit gebeur net enige plek. Leo Jean, my vrou, enige van hulle sien is net mense. Hoeveel was al saam met my in plekke en het daar die dinge enige plek sien gebeur? Net sien plekke, mense daar. Daar's meneer Shotman, hulle van Canada. Mense wat saam met my gaan. Dit gebeur net oral, dinge vind plaas. Dis nie net hier nie, dis die Heilige Gees. Hy's oral. Nou glo jy met jou hele hart, vra God, sê, Here, maak my oë oop, dat ek kan verstaan. Spreek vanaand en laat dit gebeur hier in die gebou, sodat die mense kan weet. En kan sien en glo dat hy die Here ons God is, sal U God skenk dit. En as hy dit doen, wil ek hê julle moet almal glo, maar God moet julle oë oopmaak om te sien dat dit Jesus Christus is, my vriende, dis sy genade. Laat elke hart se deur oop wees. Gee hom al jou trots, jou hele privaat lewe, al jou geloofsdeure. Laat alles nou net oopmaak en sê, Here Jesus, kom in my hart in en openbaar myself. As uitgesoekte groep Hebreërs U kon herken, as uitgesoektes van die Samaritane U kon herken, Here, ons het U Gees in ons hart ontvang. Maak nou ons oë oop met U oogsal. Laat ons nou verstaan dat U regtig hier is en hierdie U is wat in ons harte probeer inkom om ons te genees en goeie dinge vir ons te doen. Mag hy dit gee, is my gebed.
Bid nou, vra die Here, laat my u kleed aanraak, Vader, laat my u kleed aanraak, Jesus, en gebruik u vir Broer Branham. Hulle sê hy het 'n geestelike gawe. Dit is waar, sien, God het dit gegee. Ek het dit gehad van dat ek 'n klein seentjie was. Die eerste ding wat ek onthou, was 'n visioen. Gawes word nie gegee deur handoplegging nie. Daardie soort gawes nie. Jy word met hulle gebore. Hulle is gawes van God wat in die kerk geplaas is. Now you just touch his garment and see if he isn't the high priest. Nou raak jy net sy kleed aan en kyk of hy nie 'n hoëpriester is nie. I'm watching to see, waiting to see what he'd show me. Ek kyk om te sien, wag om te sien wat hy vir my sou wys. All right, you may raise your heads. Goed, julle mag julle hoofde oplig. The young fellow sitting there in a corner wiping his eyes, Die jong kerel wat oorkant in die hoek sit en sy oë afvee, suffering with a heart. ly aan 'n hartprobleem. That is right. Dit is reg, is dit nie, jongman? You got Jy to moet go binnekort to the gaan om 'n paar ekstrale te kry. Dis reg. You got a bad heart. You believe Jy het 'n Jesus slegte Christ hart. is well now? Glo Jesus Christus maak jou nou gesond. Die ekstrale sal nie nodig wees nie. Jou geloof het jou gered. Jesus Christus het jou genees. Just have faith. Jy net geloof in God. I hear. Look at this light here. Nou hier, kyk na hierdie lig hier. Kan julle dit sien? Kyk, sien daardie lig wat net hier hang? Daar's 'n vrou, sy soort van 'n middeljarige, 'n bietjie aan die bejaarde kant. Sy sit net hier. The woman has a rare trouble. Die vrou het 'n seldsame probleem. Sy het iets verkeerd met haar senuwee. Dis kanker op die senuwee. En dit het sklerose geword. Dis reg. Die dame wat haar kop skud wat reguit na my kyk. Steek jou hand op, dame, as daardie dinge waar is. Goed. Daar's geen geneesmiddel daarvoor nie. Staan op jou voete sodat die mense jou kan sien en 'n getuienis gee. Daar's geen geneesmiddel daarvoor nie. Net deur Jesus Christus aanvaar jy hom nou as jou geneeser. Steek jou hand op na hom as jy hom aanvaar as jou geneeser. God seën jou. Gaan huis toe en word gesond in die naam van Jesus Christus. Amen. Now you believe with all your heart? Nou glo julle met julle hele hart. Nou daardie mense, ek ken hulle nie. Wat van iemand anders? Would you Sal julle net believe glo, there? waag om te glo. Here sits a man sitting right here on the end of the seat. Hier sit 'n man net hier op die rand van die sitplek. Hy honger na iets egs. Hy honger en dors om die doop van die Heilige Gees te ontvang. Dis so spreek die Here. Dis reg, is dit nie, meneer? Staan op jou voete en gee getuienis. Ek ken jou nie, ken ek? Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Jy het net daar gesit en bid daarvoor. Jy gaan dit ontvang. Christus gaan jou die doop van die Heilige Gees gee. You believe now? All your hearts? Just have faith in God. Glo julle nou, julle hele harte, en net geloof in God. Just a moment, here's the lady sitting right here. Net 'n oomblik, hier's 'n dame wat net hier sit. Dis There's a man looking at me, sitting right here. Daar's 'n man wat na my kyk wat net hier sit. Hy het net voor jou daar, meneer, langs die. Ek glo hy Spaans. Spanish. Maybe he doesn't speak English. Miskien praat hy nie Engels nie. Ja, jy het jy. Pyn in jou sy? Dis reg. Is dit nie, meneer? Dis reg. Wel, dis nou alles verby. Jy kan huis toe gaan. Jesus Christus maak jou gesond. Jou liefhebbende vrou wat daar langs jou sit, goed. Het jy kyk na my in die gesig. Glo jy dat ek God se profeet is? Ek ken jou nie, ken ek? Ek kan nie jou woorde spreek nie. Ek weet niks van jou af nie. But that's the truth. Maar dis die waarheid. Jou vrou wat daar sit het diabetes. Dis reg, is dit nie? Staan op, dame, as dit reg is. That's your Jou daughter dogter wat daar sitting langs there, in sit, young jong girl. meisie, dis reg. That's Staan op, right. suster, op jou voete. Goed. Sy het net gelei aan 'n senuwee-ineenstorting. Dis so spreek die Here. Dis alles verby vir jou vanaand, suster. You can go home. Ek kan huis toe gaan. Die duiwel het sy hou vas verloor. Jou geloof het jou gesond gemaak. Praise be to the living God. Do you believe it? Prys die lewende God. Glo julle dit is julle oë nou oop. If God opens Kyk, your as God julle eyes oë now, oopmaak, believe glo with nou all met your julle heart. hele hart. Do this now to all you people that has a need of God. Jesus said, "These signs shall follow them that Doen dit nou believe." Is aan that al right? julle mense wat 'n These behoefte aan signs God het. Jesus het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Is dit reg? shall- Oh, it's Hierdie just coming tekens sal. everywhere now. Hoor, dit kom nou net oral.
Die man wat net daar sit met daardie swart baadjie aan met groen strepe daarin, wat net daar agter sit, die engel van die Here is reg bo kan hom, wat reguit na my kyk. The man is suffering with some kind of a cyst. Die man lê aan een of ander soort sis op sy liggaam. All right. Dit is reg, goed. Jou probleem is nou verby, jy kan huis toe gaan en gesond gemaak word. Goed. It's just everywhere. It's all over the building. Dis net oral. Dis oral in die gebou, oral. Hoe julle dit? Nou lê julle hande op mekaar, sit julle hande oorkant op mekaar. I'm trying to save as much strength Probeer soveel krag spaar as wat ek kan vanmôre. Dit behoort jou oë oop te maak, vriend. Die Bybel het gesê, in die mond van 2 of 3 getuies, laat elke woord bevestig word. Nou bid julle vir die persoon waarop julle julle hande het. Moenie vir jouself bid nie, bid vir die persoon waarop jy jou hande het en hulle sal vir jou bid. En dan as jou oë oop is vir die teenwoordigheid van Jesus Christus, wat dit beloof het, sal daar nie 'n siek persoon in ons midde wees nie. Nou ek gaan vir julle bid almal saam. Hierdie predikers gaan vir julle bid. Ek wil hê al die krepeles moet opstaan en uitstap. Al die blindes julle sal sien. Al die dowes kan hoor. God, in die naam van Jesus Christus, wie se teenwoordigheid hier is, skenk die genesing van elke persoon wat hierdie sakdoeke verteenwoordig. En elke persoon wat hulle hande op mekaar lê, mag die Heilige Gees kom in sulke krag, wat die oë sal oopmaak met die warm vloeiende olie van die Heilige Gees. En maak elkeen van hierdie mense heeltemal gesond. Skenk dit, Here. Hoor my gebed, soos ek vir hulle bid, en dryf elke demoniese mag van ongeloof uit. Mag die duiwel wat hulle probeer vashou in hulle nie laat glo nie, Satan uit hulle uitkom in die naam van Jesus, verlaat hulle. Kom uit hulle uit en laat hierdie mense gaan. Jy is verslaan. Jy is ontbloot, jy het geen wetlike regte nie. En ons staan as die diensknegte van Christus en gee jou kennis om hierdie mense te laat gaan. Hulle is God se mense. Dit is pas gespreek deur Openbaring vandaan dat hy die mense oor die Skelsee probeer neem. En nou gaan hulle na die beloofde land toe. Jy kan nie langer in hulle pad staan nie. Kom uit hulle uit in die naam van Jesus Christus. Daar is dit, ontvang dit nou terwyl dit op julle is, staan op julle voete, elkeen van julle en loop om. Dis reg, staan op julle voete, dis die Heilige Gees, halleluja, dis reg. Staan op elkeen van julle, staan op julle voete, loop om, dis die salf wat jou oë oopmaak, staan op, loop om, halleluja. Dit is dit, dit is dit. Die krag van God, die genesing van die siekes, die redding van die verlorenes. Dis nou alles hier. Die Heilige Gees het sy krag oor die gebou uitgestort en hy's nou hier en julle het dit ontvang. Julle oë is nou oop, kan julle sy teenwoordigheid sien, kan julle sien wat hy vir sy mense doen. Seën hulle, ek verklaar elkeen van julle wat glo genees in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Hier elke krepele, hier kom mans en mense wat in stoele sit. Kom vroue wat op hulle voete staan, wat krepel was het opstaan en loop tot die eer van God. Sê, pa, kom hier, neem daar die kier en gooi het neer as jy God wil glo en gaan en loop daar sonder. Suster wat daar buite staan met die ou kieries wat rondom jou lê, staan op, oral. Dit is dit, glo dit, hier is die Heilige Gees reg onder die mense. Halleluja, halleluja. Blessed be his holy name. Geseënd sy heilige naam. Ek sal hom prys. Oh, isn't this wonderful? Don't you love this? Grab a hold of somebody's hand and shake their Is hand dit and nie say, wonderlik nie? "Praise the Hou Lord." julle nie hiervan nie. Gryp iemand se hand en skud hulle hand en sê, prys die Here, prys die Here, Praise the Lord. This is Pentecost. prys die Here, prys die Here, prys die Here. Hierdie is Pinkster, hierdie is Pinkster in aksie. Die Heilige Gees, geseënd sy die naam van die Here. Knock and open the doors. All Klop, in. maak die deure oop, almal in. Halleluja, geseënd sy die naam van die Here. Hoe lief het How we ons love hom. him. Praise him. Let's raise Prys up our hom, hands laat now. ons nou ons hande Praise him. opsteek. Give him Prys hom. praise. Everyone
Loof hom, elkeen van julle. Dankie Jesus. Geseënd sy die naam van die Here. Prys God. Just praise Him in your own way. Raise up your hand. Praise Him. Praise Him. Prys hom net op jou eie manier. Steek jou hand op, prys hom. Prys hom. Gee hom eer. We'll praise Him. Praise the Lamb for sinner slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain. I will praise Him. Sing it. I praise. Sing dit. Het jy behoefte aan God, kom vorentoe. Wil jy jou van jou sondes bekeer? Wil jy die Heilige Gees ontvang? Kom vorentoe. As jy behoefte het, kom vorentoe. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain. I will praise Him. God bless you. That's right. Come right on out. Sien hulle, dis reg, kom reguit uit. Kom. Praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Knocking at the door now. Come on. Klop Open na up. die deur. Kom aan, maak oop. That's Dis right. reg, jong mense. The people, for His blood has washed up. God seën jou, jong dame, God seën jou, dis goed. Hou nou net aankom. Hy klop aan jou deur, kom reguit uit. As jy behoefte het, kom reguit aan. Kyk hier, 'n hele familie kom. Dis goed. I will praise Him. Praise the Lamb for sinner slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain. Sal julle nie nou kom saam met hulle om die altaar vergader nie? Kom nou rondom, wie ook al wil, laat hom kom, dat hy kan drink uit die fontein van die Here. Your eyes are open if you need. O, is oop as jy het hom nodig, hoe jy hom nodig het. Sal jy nie nou kom nie, maak jouself rondom die altaar. God seën jou. God seën jou, dis reg, kom nou net nader, die fontein is oop. Let's play There Is a Fountain Filled with Blood. Kom ons speel, daar is 'n fontein gevul met bloed. Almal nou, kom net nader, wie ook al wil, laat hom kom. All Goed. right, there is a Er is 'n fountain fontein filled with gevul blood. met bloed. Trek uit Immanuel se are. Haar sondaars gedompel onder die vloed. Al hulle skuldvlekke verloor. Is your eyes open to see? Kan jy is jou oë oop om te sien, dis die Here Jesus wat in die laaste dae sy laaste boodskap aan sy kerk gee. Ook kom wie ook al wil, laat hom kom. Goed, iemand lei dit vir my. Is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's vein. Won't you come Nee, now? nou kom nie, kom net nader. Dis reg, God seën jou, kom reguit aan. That blood, all your guilty stain. Terkies moeders, almal wat reguit aankom, kom reg, dis reg. God seën julle hele klein Spaanse familietjie. God seën julle, dis goed, kom net nader. Their guilty stain and sinners plunge. Have you got any doors? Het julle enige deure wat gesluit is vir Jesus, maak hulle nou oop, kom in. Guilty stain. The dying thief rejoice to see that fountain in his saying, and there may I, though violent, don't keep on
een deur toehou nie, hy sal kom, maak die deur oop, kom reguit aan. Laat elkeen nou kom wat wil, alle. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Won't you make Al julle nie nou hierna toe kom nie, dis 'n groot altaar oproep hier vanaand. Shall be till I die. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Let us bow our heads now. Oh, what a Laat ons nou ons hoofde buig. O, wat 'n aand, wat 'n aand. We mortals standing in the presence of the Lord Jesus. Ons sterflinge wat in die teenwoordigheid van die Here Jesus staan, hierdie altaar is net volgepak tot by die gehoor met berouvolle mense wat hier staan en God aanroep. Others are still coming down the aisle, still coming down to find mercy before the Lord Jesus. Ander kom steeds in die paadjies af, kom steeds af om genade te vind voor die Here Jesus. Sy genade is van ewigheid tot ewigheid. Jy kan nooit sy genade en goedheid uitput nie. Laat ons nou ons hoofde buig eerbiedelik en bid. Julle hier wat hier staan met julle hoofde gebuig, kyk nou net na hom en maak elke deur in julle hart oop. En sê, Here Jesus, maak my wat ek behoort te wees. Ek het klein deurtjies toegehou in my hart om U te keer om in te kom. Ek was bang dat ek verkeerd sou doen kon wees, nie in staat sou wees om dit te maak nie. Maar ek gaan op U vertrou. Ek maak my deur van geloof oop vanaand. Ek maak my deur van trots oop. Ek maak my deur oop van eie privaat lewe. Ek maak my deur van selfsugtigheid oop. Ek maak elke deur oop wat ek het, kom in en wees my Here. Neem my en neem, klim in my klein bootjie in en stuur my oor die lewe se gevaarlike see. Wanneer die sonsondergang in my lewe sonde ondergaan en aanster sal wees, een duidelik oproep vir my, mag daar geen geween by die rivier wees wanneer ek op see uitgaan nie. Mag dit nou so wees vir julle, terwyl ons hoofde buig en bid. Here ons Vader, ons bring na U hierdie trofee van die genade van die groot Heilige Gees, o God, wat aan, om al hierdie mense behoeftig hier te sien staan, die God aan te roep wat in al ons behoeftes voorsien. Volgens sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus, ons bid, Here, dat U elkeen van hulle sal sien, elke sonde sal vergewe. Hulle maak hulle hart se deur oop, kom in Vader God en neem besit. Wil hulle met die Heilige Gees salf hulle oë, Here, salf hulle spraak, salf alles wat hulle doen, mag dit die aanraking van die Heilige Gees hê. Skenk dit, Vader, wat ook al hulle behoefte is, voorsien dit. Gee hulle die doop van die Heilige Gees boom en alles, Vader, vanaand. Skenk dit. Neem hulle in U eie sorg. Ons gee hulle nou vir U as trofee van U genade en U weet dat ek hulle een glorieryke dag sal sien in 'n beter land. Daaroor kan waar daar geen siekte of geen sterfte, geen droefheid, geen hartseer is nie. Skenk dit, Here. Mag hulle nie hierdie gebou verlaat tot elke begeerte geskenk is nie. Hulle maak nou al harte oop, mag hulle die krag van die Heilige Gees ontvang deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou kom julle reg om hierdie hoek, net hier na waar ons beter by julle kan uitkom, reg hier agter om vir julle te bid, hand op julle te lê en so voort. Gaan reg om die hoek terwyl ons daardie lied aanhou sing, daar is 'n fontein gevul met bloed. Net hier langs sodat ons kan kry, die ander gehoor kan bedien en dan kom ons net reg na julle toe. Goed. There
fountain fill. Everyone come right around now, right around this way. Almal kom reg rondom nou, reg rondom hierdie kant toe. Persoonlike werkers kom reguit vorentoe en volg hulle, predikers gaan reguit saam met hulle. Ons gaan reguit agtertoe. Reguit hiernatoe, elkeen van julle sodat julle agtertoe kom en hande op hulle lê. Is daar ander wat graag wil agtertoe gaan, hande op julle wil gelê? Kom nou reguit vorentoe. Sou daar nog 'n paar wees wat hiernatoe sou wil kom? Hulle kom nog steeds. Laat hulle nou reguit aankom, gaan reguit agtertoe waar predikers en almal daar agter sal ontmoet binne 'n paar minute om hande op die mense te lê om klaar te maak om vir hulle te bid. Die Here seën julle, ons het julle lief. Ons glo dat julle, hoeveel het die Here nou lief hier binne wat Christen is? Steek julle hande op. O, hoe wonderlik. God seën julle nou, julle pastoor.